Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie Vrydag die 31ste Julie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel. 0720202615. In Habakuk 1 lees ons waar Habakuk die profeet goed sien in die toekoms, hoe onregverdig die wêreld is, en dan doen hy 'n gebed. En hy vra vir God, hoe lank gaan hierdie dinge gebeur, en hy weet dat God is rein en hy kan nie die kwaad aansien nie. Hy kan dit nie aanskou nie. En hy praat oor die troueloosheid en die goddeloosheid en hoe die onregverdiges die regverdiges verslind. Maar God antwoord hom in hoofstuk 2 en hy sê vir hom, spesifiek in vers 4, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. So ek wil fokus op daai gedeelte vanmôre. Die regverdige, op sy geloof sal hy lewe. Dit staan ook in Galasiërs 3, vers 11. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar dit is ook geskrywe in Hebreërs 10. So ek lees die volgende 4 verse, vers 36, 37, 38 en 39 vir jou. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Luister mooi, jy kry die belofte as jy die wil van God doen. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Jy sien daai geroepenis, wat lewe in geloof, wat die werk van die Here doen, maar net op geloof lewe, omdat hulle God vertrou in alles. As hulle onttrek van die Here af, dan het die Here se siel geen welbehae in hulle meer nie. En dan Romeine 1 vers 16 en 17 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die woord is baie duidelik, en soos ek gisterand met ons groepie gesels het op ons fellowship WhatsApp groep, op ons huiskerk groep, dat is nie altyd maklik om in geloof te lewe nie. Maar jy sien, so die wapenrusting daar is vir ons, is dit nie net daar om simbolies aan te trek nie, maar ons moet dit belewe, ons moet dit nie net simboliseer in ons lewe nie, ons moet dit lewe. Ons moet besef dat die helmet van verlossing is nie net die helmet wat ons opsit nie, maar ons moet besef dat ons is verlos deur die bloed van Jesus. Die borsharnas van geregtigheid is nie net 'n simboliese teken dat ons hart moet beskerm met regverdigheid nie. Ons moet regverdig wees. Dit moet 'n hartsfokuspunt wees in ons lewe om geregtigheid te doen, om teen die dinge te staan wat verkeerd is en om te staan vir wat reg is, om in die waarheid te staan. Want die regverdige sal uit geloof lewe. So as ons besef dat die einde van dae kom, en soos wat Matteus 24:1-14 ons waarsku oor die tyd van smarte, oor die geboortepyne, wat kom nog voor die groot verdrukking, is daar 'n waarskuwing vir ons as gelowiges, dat die wêreld gaan ons haat. Hulle gaan ons in tronke gooi. Hulle gaan ons voor die regstoel bring. Hulle gaan ons aankla, hulle gaan ons vervolg. Luister wat sê ek vandag vir jou. Maar as jy regverdig is, sal jy uit die geloof lewe. Die Here sal jou nie vergeet nie, hy sal jou nie los nie, want die belofte staan in sy woord geskrywe, dat jy sal nie eers 'n haar van jou hoof verloor nie. Jy sien,
Die mens is te beneig om te kyk na die storms, na die probleme, na wat kan verkeerd gaan. In plaas om God te vertrou. Om God te vertrou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vertroue in U kan plaas, Here. Dat ons die volle wapenrusting nie net aantrek nie, maar dat ons dit lewe. En ons weet die swaard is om die woord te kan lees, om onsself te beoefen en te bekragtig met die woord. Anders dra ons nie die swaard nie. Anders lieg ons vir onsself. Die skuld van geloof is omdat ons die geloof beoefen. Die skoene van die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig is omdat ons dit moet doen en toepas in ons lewe. Die beld van die waarheid is omdat ons aan die waarheid moet staan en die leuen moet afsny in ons lewe uit. Omdat ons die woord glo en die waarheid van die Heilige Gees volg en na sy leringe luister en nie na die wêreld eenvormig word nie. Die borsharnas van geregtigheid, weet ons beoefen geregtigheid, ons staan teen die dinge wat verkeerd is en om die helm van verlossing aan te sit, weet ons is verlos deur die bloed van Jesus en ons moet die dankbaarheid uitleef en ons moet weet dat dis genade deur waardeur ons gered is, dis genade, want dit het nie nodig om dit vir ons te gedoen het nie, het nie nodig om dit nou vir ons te doen nie, dit bly genade, maar ons moet daai keuse maak daagliks om U te volg, om die vrug van die Heilige Gees te soek en te eet en te beoefen, die goeie vrug, en die slegte vrugte uit ons lewe uit te skakel in Jesus naam. Help ons, Here, om ook ander te vergewe sodat U ons vergewe, of sodat ons vergifnis ontvang van U af, om ook ander te vergewe, anders kan U ons nie vergewe nie. Here, wees met ons in hierdie dag, versterk ons met die woord, versterk ons met kennis en wysheid uit die woord uit, Here. En bo alles, leer ons om lief te hê, soos wat U ons lief het, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.